Daar's nie 'n junior Heilige Gees en 'n senior Heilige Gees nie. Daar's nie 'n worship leader Heilige Gees en 'n pastoor Heilige Gees nie. Daar's nie so ding nie. Daar's een Heilige Gees en hy kan en wil deur ieder en elk van ons operate. Dis so ons sing 'n lied. Holy Spirit, help me to be more like Jesus. Ons kan nie meer soos Jesus wees sonder die Heilige Gees nie. Ons kan eintlik as wedergebore kinders van die Here, kan ons niks doen sonder die Heilige Gees nie. Ons kan nie werk nie. Ons kan nie 'n verhouding met ons vrouens of mans bou nie. Eintlik kan ons die dag wat ons sê ja vir die Here, sê ons ten volle ja vir die Here. Met ander woorde, Here, bring U volheid. Ek staan vandag en ek bely, werklike belydenis van my sondes, doen ek voor U. En op daai oomblik, wat ek sy naam aanroep, en ek sê, Here, ek het 'n redder nodig. Ek is 'n sondaar, ek bely my sondes voor U. Here, kom help my. Op daai oomblik, vul hy jou met sy Heilige Gees. En jy het nie daai luxury om die Heilige Gees aan en af te switch nie. Werk nie so nie. As jy geesvervulde kind van die Allerhoogste God is jy 'n geesvervulde kind van die Allerhoogste God elke sekond en die tyd tussen sekondes. Die heeltyd. Of jy URC quarterfinals kyk en of jy by die werk is, nie net by die kerk nie. Dis regtig dis ongelukkig, so ek beweeg baie tussen kerkleiers en goed rond. En dis regtig een van die goed wat afgeskeep word, is daai koneksie wat ons het met die Hemelse Vader, deur die Heilige Gees. Deur die Heilige Gees. So mense sal, weet, daar's baie dinge, weet, hoeveel Bybelversies ken jy en, weet, hoe gereeld bid jy, hoe lank bid jy, hoe laat bid jy? Nee, jy moet in die oggend bid, jy moet in die aand bid. Jy moet, as jy nie vir ten minste 'n uur bid nie, hoor die Here jou nie. Dis nonsens, man. Dit gaan oor jou, die enigste wy hoe jy 'n lewende verhouding met die Allerhoogste God kan bou, is deur die Heilige Gees. Dit was altyd God se wil, altyd God se doel. Dis is deur die Heilige Gees. Nou ek weet nie presies hoe ver het Rudy geteach nie, so ek gaan maar op 'n paar skrifgedeeltes wat ek voel die Here op my hart lê. So my tema vir vanoggend se boodskap is totale afhanklikheid van die Heilige Gees. En ek gaan probeer om dit so prakties as moontlik te maak, want ek meen as julle behoort my nou teen hierdie tyd te ken, ek's maar 'n praktiese ou, weet ek kom uit 'n tegniese skool uit. So okay, kom ons begin. Handelinge 1 vers 1 tot 8. Ek gaan dit op die bord sit, julle kan saam met my lees. Die eerste verhaal, Theophilus, daai ou se naam, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Tot die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat uitverkies was, deur die Heilige Gees bevele gegee het. Aan wie hy ook is sy lyde, my aarde, hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor dinge van die koninkryk van God bespreek het. Met ander woorde, wat sê hy? Deur die Heilige Gees. So Jesus het na daai 3 dae, wat daai dogtertjie gesê het, 3 dae, hy was 3 dae, en na 3 dae, toe sien ons hom weer. Dit was so vir my awesome. Ek kan amper die disippels se stem en haar stemmetjie gehoor het vanoggend. Na 3 dae, hy was net 3 dae van ons af weg, toe sien ons hom weer. En dit was hierdie. Dit was hier wat hy oor gepraat het. En in daai afloop, daai 40 dae daarna, sê die Bybel dat Jesus het met sy disippels, hy telke male het hy aan hulle verskyn.
Hy het en hy het vir hulle die skrif oopgemaak en hy het hulle geleer. Hy het hulle kennis gegee. Die laaste keer toe ek hier gepraat het ek gepraat oor die verskil tussen genosko, ek weet nie wie kan hy twee vreeslike Griekse woorde onthou nie, genosko en oida. Nou hy het hier vir hulle daai oida gegee, daai kennis. Hy het vir hulle die kennis oopgemaak. Hy het vir hulle geleer. Hoorie, onthou julle toe ek dit gesê het, dis wat ek bedoel het. So hy het hulle gevul met kennis. Hy het hulle geoida. Hy het hulle kennis gegee. Verstaan julle, kennis gegee. En nou hoor nou wat gaan aan. Volgende vers. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevele gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle en hy het gesê van my gehoor het, wat julle van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Wat het die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag beplan of bepaal het nie. Daar's soveel ouens wat so gefokus is op die eindtye. Vers 8. Julle sal die krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal krag ontvang. Met ander woorde, hy het gesê, Jesus het saam met hulle geloop. Jesus in vlees. Hy het vir hulle in 40 dae het hy vir hulle duidelik bewys dat dis regtig hy en hy het vir hulle oor en oor bewys, hy het werklik opgestaan en hy het hulle hierdie kennis gegee. Maar hier sê hy, julle sal krag ontvang. Met ander woorde, julle sal genosko kennis ontvang. Daai ervaringskennis ontvang deur die Heilige Gees. As jy van die Ou Testament af, en ons gaan nou Ou Testament toe, van die begin af is die Heilige Gees daar, ons gaan nou daar uitkom. So in die begin was ons sien die verhouding, daai genosko verhouding, daai ervaringsverhouding wat die Here met ons wil hê, kom reg van die begin af. So met ander woorde, in die begin was God as Vader, was hy vir sy mense. Hy was God vir ons. God vir ons. Meer as een keer in die Ou Testament dan hoor jy God vir ons. Here, as u vir ons is, wie kan teen ons wees? God vir ons. Toe kom Jesus in vlees en hy wandel in daai 33 jaar onder ons en hy word God met ons. By die uitstorting van die Heilige Gees kom hy en hy word God in ons. Weet julle, dit wat hy hier beloof, dit wat ons ontvang het, dit wat uitgestort was daai dag op Pinkster, is goed waarvoor groot godsmanne, Moses en die profete en koning Dawid, dit was absoluut hulle begeerte. Dit was hulle diepste begeerte om ten volle in die teenwoordigheid, altyd in die teenwoordigheid van Jesus of God te wees, en hulle het dit nooit gehad nie. Ons het dit. Yes man, ons het dit. Ons het dit waarvoor die profete begeer het ons, deur die Heilige Gees. Hy is die ene wat ons die vermoë gee. En julle sal my getuies wees. Hoekom? Hoekom wil hy jou daai krag gee? Sodat jy kan op water loop. Sodat jy's die man of the hour. Nee my chom. Sodat julle my getuies kan wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, Samaria, tot die uiterstes van die aarde. Met ander woorde, hy sê vir hulle, weet julle wat boys, julle is geroep
om met mense oor my te praat. Julle is geroep om disippels te gaan maak. Julle is geroep om die lig van die wêreld te wees. Julle is geroep om soos Jesus, Holy Spirit, make me more like Jesus, make me more like Jesus. Sien die mense Jesus in ons. Sien hulle dit? Hoor hulle die stem van Jesus as ons praat? Of hoor hulle, hier is maar nou net nog 'n ou. So met ander woorde, hy het ons die krag gegee. Daai woord beteken fisies die vermoë om te doen wat hy ons geroep het om te doen. Dis wat daai woordjie krag beteken. Die Heilige Gees gee jou krag. Die Heilige Gees gee jou nie krag om iemand, as jy jou hande op hom lê, dan vlieg hy daar by die deur uit nie. Dis nie die krag waarvan hy praat nie. Dis nie Spider-Man, Superman, Batman, superhero tunes nie. Dis nie die krag nie. Die krag, daai woordjie krag, beteken letterlik fisies. Ek sal julle die vermoë gee om te doen wat ek wil hê julle moet doen. Met ander woorde, waar jy jou ook al self bevind vandag, of jy nou karwag, huisskoonmaker, prokureur, professor, mechanic, enigiets is, gee hy, die Heilige Gees, jou die krag en die vermoë om te doen dit wat hy jou wil hê. Dit is nie net 'n Sondag ding nie. Kan ek dit baie duidelik maak? Die krag wat ons het, die vermoë wat ons het deur die Heilige Gees, is nie net 'n Sondag ding nie. Dit is fisies. Wat, Here? Ek weet ek moet dit doen. Here, gee my die krag. Here, gee my die vermoë om dit te kan doen, sodat U naam daaruit verheerlik kan word. Maak nie saak wat dit is nie. Ek gaan net nou as ons tyd dit toelaat, gaan ek so 'n paar voorbeelde daarby noem. Genesis 1 vers 1 tot 3. Hierdie is nogal 'n vertaling wat julle hier gebruik. Ek sal moet 'n bietjie uitvind, bietjie vir Rudy ondervra. In die begin het God hemel en aarde geskape. En die aarde was woes en leeg. Nou daai klink vir my soos chaos. Die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreld vloed. En die Gees van God het gesweef oor die waters. Daai is letterlik reg in die begin van die Bybel. So die Gees, die Heilige Gees van God was altyd deel van God se plan. Altyd. Van die begin af. Hier staan dit in die Bybel. Dis letterlik in die begin van die Bybel. Die Gees het gesweef oor die waters. Dis deur die Gees van God wat God gekom het en hy het orde uit chaos geskep. Deur die Gees het hy orde in chaos geskep. Hy dit wat leeg was, het hy vol gemaak. Hy dit wat woes was, het hy tot orde geroep deur die Gees. So ek wil vir jou vandag sê, as jy sit hierso in jou gesondheid, dis woes. Dis duisternis. Jou verhoudings, jou huwelik, jou verhoudings met kinders is leeg. Dis klaar. Here, dis verby. Jy's op 'n plek waar jy leeg is. Hou moed, wil ek vir jou sê, want jy's op 'n goeie plek. Die Gees wandel, hy sweef oor jou, en nie net oor jou nie, hy's binne in jou. Hy ervaar binne in jou elke hartseer, elke verdrukking, elke leegheid, elke uselessheid wat jy voel hier binne in jou, ervaar die Heilige Gees saam met jou. Die Bybel sê baie duidelik, Jesus sê, dis tot julle voordeel dat ek weggaan. En as Rudy nog nie daar op geteach het, nie gaan hy. Hy sê, dis tot julle voordeel dat ek weggaan. Nou dink jy maar, hey, wow.
Hoe is dit vir my beter om sonder Jesus te wees as met Jesus? Ons wil dan altyd saam met Jesus wees. Jesus was een mens. Dink net bietjie, hoe lank sou dit jou gevat het om 'n afspraak met Jesus te kry? Hoeveel mense is daar op aarde? 77,000. Hoe lank sou dit jou gevat het om 'n afspraak met Jesus te kry? Sou jy ooit vir Jesus kon sien as Jesus alleen was? Maar deur die Gees wat hy uitgestort het op ons, is hy alomteenwoordig. Hy is die alomteenwoordige deur die Gees. Ek dink nie ons en ek weet dis omdat Rudy regtig so in die Gees wandel, is dit regtig een van sy passies. En ek prys die Here vir 'n ou soos Rudy. So ek weet julle sal baie hierdie dinge hoor, maar miskien hoor jy net vandag iets wat net 'n trigger in jou is. En sê, "Jessie, weet jy wat? Is ek regtig so sensitief vir die Heilige Gees as wat ek behoort is om te wees?" Hy weet alles van alles af. Hy het die antwoord op alles. Alles, die Heilige Gees. Nie net oor die kerkdinge nie. Nie net oor hoe lank bid ek. As ek Bybel lees, wat sê die woordjie vir my nie? Dit is deel van dit, maar dis nie waar dit is nie. Weet jy, ons probeer die Heilige Gees, en ek sê hierdie met eerbied, ons probeer die Heilige Gees tussen hierdie twee swart covers vasdruk. En dis nie waar hy hoort nie. Hy is hier binne in ons. Hy wil heeltyd saam met jou wees. Of jy by die gym is, of jy kos maak, of jy praat met jou pasgebore babietjie. Daar is hy. En hy is nie net daar nie, hy's binne in jou. Hy's deel van jou deur die genade van God. Nie omdat jy 'n smart ou is nie. Deur sy liefde gee hy dit gratis vir ons. Waardeer ons dit? Gebruik ons regtig daai krag van die Heilige Gees soos wat ons moet. Eksodus 31 vers 1 tot 5. Eksodus is ek gaan net vir die for time sake gaan ek net so 'n bietjie voorspring. Hulle trek deur die woestyn en God gee vir hulle die planne van die tabernakel wat hy wil hê hulle moet bou. Die tent van ontmoetings. En hy sê vir hulle die volgende. Verder het die Here vir Moses gespreek en gesê: "Kyk, ek het Besleel, die seun van Uri, die seun van Hur, van die stam Juda, by sy naam geroep en hom vervul met die Gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk, om kunstige planne uit te dink, om dit uit te voer in goud, silwer en koper." Die perd, Ben-Leel, was nie 'n priester nie. Hy was hulle sê hy was 'n kunstenaar. Hy was 'n kunstige ou. Maar hier staan dit baie duidelik dat God hom gekies het, nie vir Aaron of een van die ander leiers van die tribe nie. Hy het 'n gewone ou gekies. En hy sê hy het hom in die Gees vervul en hom die vermoë gegee om planne uit te dink. Hoe om mooi beelde. Want as jy daai stuk van Eksodus lees, dan sien jy presies, die Here het gesê, maak daai boks moet so groot wees, jy moet soveel goud gebruik, jy moet soveel koper gebruik, dis presies hoe hy moet lyk. En hy gee 'n gewone ou die vermoë deur die Heilige Gees om dit te kan doen. 'n Gewone ou. Hoeveel gewone mense het ons hier vandag? Was hom so 'n paar. Die ander is kerkleiers. So vir julle gewone mense, die Here gee deur sy Gees jou die vermoë om te doen presies
wat hy wil hê jy moet doen, en dis nie net vir 'n Sondag of 'n gemeenskapsgroep op 'n Woensdag nie. Dis vir elke dag. Maak nie saak wat jy doen nie. My eie getuienis in hierdie ding. Ek was vir 23 jaar het ek 'n werkswinkel gehad, 'n fitment center gehad in Boksburg, en ek het meer as een keer toe ek nou tot bekering kom, en weet toe ek nou lankal in besigheid, nou toe ek tot bekering kom en ek lees hierdie skrifgedeelte een oggend raak. En ek dink maar, Jessie, maar ek mos maar 'n gewone ou eintlik, so ek kan ook vra. Jessie, Here wys my. Ek het al in my werkswinkel, het die Here al vir my gewys hoe om toe hierdie Renault Clio's net uitgekom het. Dit was ek weet nie hoeveel mechanics is hier. Julle sal nou weet waarvan ek praat. Okay, maar anyway, vat maar my woord vir dit. 'n Renault Clio se brieke, jy's amper gebruik ek 'n groot woord, is aaklag. Toe daai goed uitgekom het hulle vreeslike probleme met hulle brieke gehad. En een van daai Renault Clio's land in my werkswinkel. Yes, en ek nou sê ek die kant toe. Hierdie was voor Google. Ek wil dit ook vir jou by sê. Hierdie was voor ChatGPT en AI. Hier moes jy moes nog met jou eie hande gewerk het. En ek sukkel met die karre. En ek sê vir my een van my mechanics, weet ons doen 'n paar dinge en ek sê vir hom, alright, ry die straat af. En gaan toets die voertuig. Nou staan ek en ek kyk daai kar so. En in daai oomblik sê die Heilige Gees vir my, dis 'n sensor, daar's 'n brieksensor wat foutief is. En ek dog, weet jy wat, ek kom terug en ek bel vir Reynold. Ek sê vir hulle, hoorie, hierdie sensor, hoeveel sensors is hier? En hulle sê vir my. Ek sê vir hulle, alright, stuur vir my die sensor. Nee, jy gaan jou tyd mors, daai sensor al 3 keer vervang. Ek sê, weet julle wat, kom ek vervang daai sensor, as dit nie die probleem uitsort nie, dan betaal ek vir die sensor. Stuur vir my die sensor. Kom, nou weet ek, nou nip ek, weet nie eens wat daai sensor kos nie. Sit daai sensor in, probleem uitgesort. Prys die Here. So die Here kan brieke regmaak. Deur die Heilige Gees. Een oggend, ek wil werk toe ry en my hekmotor werk nie. Hoeveel van julle het al dit ondervind? Wat jy nou sê laat, want dit gebeur mos net as jy laat is. As jy betyds is, werk die hekmotor altyd. Maar daai oggend is my nou druk ek die knoppie. Niks. Hy's dood. Ek maak haal hy cover uit. Nou check ek, wat is 'n nuwe battery? Daai battery was so 2 weke terug ingesit. Toe ek so buig voor hy motor, hoor ek die Heilige Gees sê vir my, change die battery. Haal die battery uit jou laaitie se quad uit en sit hom daarin. Net so, haal die battery uit jou laaitie se quad uit en sit hom daarin. En wat doen ek? Bel my swaar. Ek sê, hoor jou swaar, want hy het 'n sekuriteitsfirma, hy's 'n technician, hy's 'n elektriese ouetjie en ek sê vir hom, hoor jy, ek het 'n probleem hier met my hekmotor. Ek kom nie by die huis uit nie. Hy sê vir my, alright, weet hoe override ek die ding en nou anyway. Ek wag 'n uur vir die technician om aan te kom. Hy technician klim maar uit en hy check programming wat. Hy haal hy battery uit, sit 'n nuwe battery en wag aan die hek oop. Ek mors 'n uur omdat ek nie na die Heilige Gees geluister het nie. So die Heilige Gees kan hekmotors ook regmaak. Dis wat hy hier sê. Dis letterlik in die Bybel. In die Ou Testament. Die Gees van God het vir hierdie perd die vermoë gegee om mooi dinge te skep. My vrou het 'n baie mooi getuies. Sy doen kuns, sy verf en alles. En dan terwyl sy verf, gee die Here vir haar downloads van wat sy moet verf en sy sit en bid daaroor. En dis fenomenaal mooi. Dan gee sy daai painting vir iemand. En dan dit wat sy ervaar het terwyl sy dit gepaint het, sê daai meer as een keer het mense dit getuig. Dan sê hulle,
weet jy wat, ek het dit so nodig gehad. As ek kyk na hierdie painting, is dit presies wat ek ervaar. Dan weet hulle nie wat het die Here vir haar gedownload nie. So die Here gee vir haar die vermoë om te skilder. Deur die Heilige Gees gee hy die vermoë, nie deur training nie. Training is belangrik. Ek het nie 'n probleem met appie skool en leer nie. Maar ons moet leer om ons ore oop te maak. Ons staan Sondag vir Sondag onder awesome teachings by Rudy. En dan gee hy vir jou, hy gee vir jou daai kennis. Hy soos Jesus wat vir daai 40 dae met sy disippels geloop het en hy gee vir julle die kennis. 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 Maar dis tussen jou en die Heilige Gees wat daai oor gaan sit in vermoë en dan gaan doen. Doen ons dit? Doen ons dit genoeg? Kinders, as hy kind huil, jy's naderhand moedeloos. Want jy het nou al uit stroop en brandewyn in die dammie en al daai goed uitgehardloop, al daai trieke, maar daai tande pla, papi. Wanneer laas jy stil geraak en sê, Here, wys my. Here, wys my. Wie dink jy het daai kind vir jou gegee? Jou man? Nee. Dis onder andere julle verstaan daarom wat daai proses. Ek wil nou nie daar betrokke raak nie. Ek mag nie sulke goed in die kerk preek nie. Maar dis die Here se wil. Dis die Here se perfekte wil dat daai kind in jou arms is. Hy daai kind baie liewer as wat jy het. Hoekom sal hy nie dat daai kind wil omsien nie? Gebruik ons dit? Doen ons dit? Nee, maak ons eie plan. Ons gou, maak eie plan. Ek Google, AI papi, Gemini, ek Gemini 'n ding, Gemini se 'n ding se wind uit. Maar ons het lei geraak. Want in steede van Gemini, we must go to him. We must go to him and always first him. Van daar af, jou lewe gaan getransformeer word. Al hierdie quick fix goed bring verandering in ons lewens, maar ons is nooit geroep tot verandering nie. Ons is geroep tot transformasie. Ons kan slegs transformeer in dit wat die Here wil hê van ons deur die Heilige Gees. Ten volle afhanklik van die Heilige Gees in alles. Dis my boodskap, dis my titel. Daai afhanklikheid, totale afhanklikheid van die Heilige Gees. Daai spesiale, daai gawe waarvan die woord sê daai gawe, die gawe wat God vir julle beloof het. Ek gaan vir julle die gawe gee om dit te kan doen. Lukas 24 vers 49 sê: En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Tot julle toegerus is met krag uit die hoogte. Met ander woorde, op hierdie stadium het daai disippels presies geweet wat hulle moet doen, maar hulle het nie geweet hoe nie. En hulle moes, dis hoekom Jesus vir hulle gesê het, wag. Party van hulle was let's go. Daar's nie tyd nie. Tyd loop uit, let's go. Maar hulle sou dalk goed begin het, maar uitgebrand het. Of hulle sou dit verkeerd gedoen het, omdat hulle dit uit hulle eie uit wou doen. Hoeveel besigheidsbesluite het jy uit jou eie uitgedoen, omdat dit lyk soos 'n goeie idee, en dan flop dit. En dan wil ons skree, Here, basie. Dan sê die Here, maar jy het my nie geken voor jy dit gedoen het nie. Kan ons 'n stappie terugvat, voor ons sê, go. En net sê, Here, wat is u wil? Laat daai download, ek het in die week getuig 'n besigheidsou oor hoe die Here vir hom fisies 'n download gegee het. Binne 'n uur
het hy vir hom 'n download gegee. Hy's besig om te bestuur. Gee die Here vir hom 'n download van 'n besigheid. Binne 'n uur. En hy sê hy kon nie vinnig genoeg stop en hy het dit neergeskryf. En hy daai wat hy neergeskryf het hy so gevat na investors toe en hulle het net so en dis 'n groot sukses. Dis die Heilige Gees hom die vermoë gegee om dit te doen. Die Heilige Gees is meer en wil meer wees as wat ons met hom te doen het. Mag ons nooit die Heilige Gees afskeep nie. Iemand het vanoggend gebid in ons gebed oor die quenching of the Holy Spirit. Hoe quench ons die Holy Spirit? So daai prentjie is, weet jy as jy die housepipe vat. Ek weet nie hoe sterk is die waterdruk hier in Brakpan nog nie. Maar as jy die housepipe aansit, hy so ingeplug, jy maak die tap oop en daai water loop nou deur die housepipe en jy druk jou duim daarvoor in die housepipe in. Nou quench jy die flow of the Holy Spirit. Daai quench, you blocking the flow of the water. Dis quenching en ons doen dieselfde met die Heilige Gees. Dis nie nou nie, Here. Nie nou nie, Here, I've got this. Nie nou nie. Die Heilige Gees vloei want hy's binne in jou. Die Heilige Gees vloei. Die Heilige Gees vloei. Die Heilige Gees gee jou downloads. Die Heilige Gees gee jou die vermoë. Hy gee jou idees, hy gee jou planne. Maar ons druk hom toe want ek weet beter. Ek weet beter. Moenie dit doen nie. Do not quench the Holy Spirit of God. Dis wat die woord sê. Do not quench the Holy Spirit of God. Jy kan, maar jy moenie. Jy is nie veronderstel nie. Maar jy kan. En ons doen dit baie. Ons sê nee, jy sê dit kan nie. Kan nie die Here wees nie. Dan 'n baie goeie prinsipel om te hê. Dis hoekom vanoggend mense wat woord bring, dan kom bring hulle en dan kom fluister hulle in my oor. Nie omdat ek alles weet nie. Dis iets wat ons in ons 412 organisasie baie vinnig raak gesien het of ervaar het, die waarde daarvan ervaar het. Baie mense sit hierso. En ek meen soos ek sit en praat, soos ons bid, soos ons sing, ervaar julle baie keer goed in jou binneste, hier in jou kop. Dan dink jy, yes, maar wat is hierdie? Wat beteken dit? Is dit vir iemand? Vir wie is dit? Ek wil julle aanmoedig, bring daai na die leiers toe. Dit haal daai tension van jouself af. Dis wat dit doen. Dan is dit hierdie ou se verantwoordelikheid. Gaan hy dit release of gaan hy dit hou? Waar word dit gebruik? Is dit vir nou of is dit vir later? Is dit vir jouself of is dit nie vir jouself nie? Is dit vir iemand anders? Jy moet onthou, Rudy is julle herder en hy's 'n fenominale herder. Hy het 'n diepe liefde vir ieder en elk van ons. Ieder en elk. Die Here, hy spandeer baie tyd by die Here oor ieder en elk van ons. Hy dalk ook net daai bietjie direksie nodig. Jy sê Here, maar weet Here hierdie persoon, hierdie koppel, Here, dis swaar op my hart. En dan deur die gewone mense soos ons, bring die Here 'n woord wat hom dalk net daai leiding, dis wat dit is en hy release dit. Want ons is 'n gemeenskap. Dit gaan nie net oor wat hier aangaan nie. Dis nie die kerk nie. Dit gaan oor wat hier aangaan. Dis 'n gemeenskap. Dis hoekom gemeenskapgroepe op 'n Woensdag aand so baie waarde dra. Want jy kan nie hier sit en vra nie. Jy kan, as jy hand opsteek nou kan jy vra. Maar dis nie altyd gemaklik nie, want jy voel, jy sê daar's te veel mense wat vir my kyk, weet ek moet nie stupid klink nie. Maar in 'n selgroepie of in 'n gemeenskapsgroepie op Woensdag, is dit 'n kleiner groepie. Dan nou ken jy vir John, jy ken vir Benna. Julle gaan nog vir ander leer ken. Hy's nie so bad as wat hy lyk nie. Sy vrou het baie wysheid, so hy leer baie by haar. Maar nou gaan julle leer, nou gaan julle sien, okay, maar jy sê, weet jy wat? Ek kan bietjie share hierso. Wow, ek het ook 'n stem.
wow, ek het ook die Heilige Gees. Wow, ek hoor ook God. Want jy's geroep tot dit. Maak nie saak wat jou werk is nie. Ons is almal geroep tot dieselfde ding.